aangekom by die skets van my funksies. Jy gaan definitief so iets kry in 'n toets iewers en is verskriklik lekker. So dit kan 'n bietjie daunting wees. Partykeer is 'n mens nie heeltemal seker oor waar om te begin nie. So as jy die mekaar is, het ek vir julle gesê, al wat jy moet doen is jy moet hom gaan klassifiseer. As jy weet wat dit is, dan weet jy wat is jou golden nuggets en die goed waarvoor jy kyk en dan is 'n skets verskriklik maklik. Okay. Hier het ek ook vir julle tips gegee, dis alles mooi in die opsommings om te sê as jy 'n parabool skets, waarvoor moet jy kyk? As jy 'n reguit lyn skets, waarvoor moet jy kyk? 'n Hiperbool en eksponensieel. Okay, so kom ons kyk hierso. Dit is die wat ek vir jou gevra het om te gaan skets. Julle kan dit eers pause en eers self probeer. Okay, so kom ons kyk wat ons doen. So ek het vir jou gesê met die golden nuggets, met 'n parabool, dan begin jy, kyk jy altyd eers vir my vorm, kyk vir my draaipunt of jou y-afsnit en dan kry ek my x-afsnitte. So kom ons gaan teken om. Die eerste ding wat ek al klaar dadelik sien is dit is 'n positiewe 2. So ek kry my vorm, ek weet al klaar dit gaan 'n smiley face wees. Dan weet ek hierdie minus 18, as jy hom sien, daai minus 18 kan ek sien is my y-afsnit of in julle geval is dit my draaipunt. Okay. So dan kan ek al min of meer 'n idee hê. So ek weet hy gaan 10 en dan ietsie loop soos daai. Want ek weet al klaar, hierdie stukkie is minus 18, dis my draaipunt. Okay, nou wat jy gaan doen is, ek moet my x-afsnitte gaan bereken. Ek het daarom nou al klaar my y-afsnit. Vir my x-afsnitte, al wat jy gaan doen, my x-afsnitte maak vir y 0. So dan gaan maak ek my y 0. Dan gaan ek sê 0 is gelyk aan 2x² minus 18. En as jy dit gaan doen, dan gaan deel ek met my 2, dan kry ek 0 is gelyk aan x² minus 9. Met jou parabool wil jy altyd gaan faktoriseer, dan kry ek 0 is gelyk aan x plus 3 en dan x minus 3. En op grond van dit kan ek gaan sê x plus 3 is gelyk aan 0 of x minus 3 is gelyk aan 0 en daarom weet ek x is gelyk aan minus 3 of x is gelyk aan 3 en dan gaan check jy dit in. Dan weet ek dis 'n minus 3 en 'n 3. Gewoonlik is dit fyn. As hulle wil hê jy moet nog 'n punt in gaan sit, al wat jy kan doen is jy gaan maak x enige iets, letterlik enige getal. Ek hou daarvan om maar 'n 1 of 'n 2 te maak, dis redelik eenvoudig. Sê nou maar jy maak vir x 1. Dan gaan dui jy eintlik maar net vir hulle 1 koördinaat aan. Dan gaan gooi jy hier in jou calculator in en dan gaan jy hom kry as minus 16. So dit sê vir my daar waar x 1 is my y-waarde minus 16. As hulle vir jou sê dui nog 'n koördinaat aan. Alright, volgende. Hierdie enetjie kan ons gaan sien ook op my skets, hulle of my notas. Hulle sê vir my, dis 'n hiperbool. Right. So met 'n hiperbool begin 'n mens altyd eers by jou asymptote. Dit is pretty much jou go-to. Op grond van jou asymptote kan ek al my definisie en my waardeversameling gaan kry. So kom ons gaan merk my asymptote in groen. Jou asymptote in hierdie geval, want onthou tegnies staan daar 'n plus 0. So, jy weet jou een asymptoot is altyd x is gelyk aan 0. Daar's my een asymptoot, so ons kan dit gaan skryf ook. My asymptote, die vergelykings daarvan, sê vir my x is gelyk aan 0 en y is gelyk aan 2. Ek kan dit sien, dit is my y. So ek gaan hom ook so lank insit, daar is my y is gelyk aan 2. Okay, right, nou wat ons gaan doen is ons gaan sê, okay, dat jy moet dit vir my asseblief aandui. Nou het ek my asymptote, nou kort ek my vorm. Oordat dit 'n negatief is, weet ek hy gaan lê in kwadrant 2 en kwadrant 4. So ek het ten minste al daai gedeelte. En dan al wat ek nou sal gaan doen is om my x-afsnit te gaan bepaal. Ek kan sien hy gaan nie 'n y-afsnit hê nie, want ek weet hy gaan somewhere daarso, dis min of meer die kurwe wat hy gaan volg, daar rond. Maar nou, so ek weet hy gaan nie 'n y-afsnit hê nie. Jy weet ook 'n y-afsnit maak vir x0. Kan nie vir x0 maak nie, want dan het ek 'n ongedefinieerde uitdrukking. So ek weet hy gaan nie 'n y-afsnit hê nie. As hulle vir jou in die toets vra hoekom nie, dan sê jy want dis 'n asymptoot. Waar x0 is dit 'n asymptoot. Okay. So om die x-afsnit te gaan bepaal, maak ons vir y 0. Dan gaan sê ek 0 is gelyk aan minus 3 op x plus 2. Die beste manier wat ek sal aanbeveel is om letterlik my minus 2 oor te vat, om te sê minus 2 is gelyk aan minus 3 op x. Ag, jy vat jy 2 oor en hy word mos nou 'n minus. Dan gaan maal ek met my x, dan kry ek negatief 2x is gelyk aan negatief 3.
dan kry ek my x-afsnit om te sê x is gelyk aan 3 op 2. Dus eintlik moes nou minus 3 op minus 2, dan my minus te kanselleer uit. So x is 3 op 2. So ek kan hom gaan insit, 3 op 2, en weer eens, as hulle vir jou sê, jy moet enige koördinaat gaan aandui, pick and choose, maak vir x net wat jy wil. Ek gaan hom sommer nou 'n minus 3 maak. So al wat jy gaan doen is, jy gaan check hierdie ding dan net so in jou calculator in. Ek wil weet, as x minus 3 is, daarso, wat gaan my koördinaat wees? So dan kry ek minus 3 op minus 3 is 1 plus 2, en dan kry ek 'n 3. So hierdie y-waarde is 3. So as hulle vir jou vra vir net 'n koördinaat, kan jy enigiets gaan incheck. Dan, kom ons by die volgende een. Hierdie kan ek sien, dis die formaat van my reguit lyn, wat vir my sê y is gelyk aan mx plus c. Okay, wat ek al van hierdie enetjie weet, is om te sê, okay, daai negatief, die negatief 6, sê vir my, dis my gradiënt. Die negatief sê vir my lyntjie gaan afloop. So dit weet ek daarom al klaar. En dan ken ek my leerwerk, dan weet ek daai 12 represent my y-afsnit. So ek weet al klaar, my 12 is 'n y-afsnit, en ek weet my lyntjie gaan afloop. Dit weet ek letterlik net van my leerwerk. Okay. Nou gaan hulle hom vir my gee, wel ek kort my x-afsnit definitief. So vir 'n x-afsnit maak y 0. So dan gaan skryf ek 0 is gelyk aan minus 6x plus 12. Dan kry ek minus 12, jy kon eintlik jou minus 6 ook oorgevat het, so kom ons vat hom oor, dan kry ek 6x is gelyk aan positief 12, en dan kry ek my x-waarde as 2. So my x-afsnit is 2. En dan weer eens, as hulle vir jou vra, stel nog 'n koördinaat in, jy kan vir x gaan maak net wat jy wil. Ek gaan hom sommer weer 'n 1 maak, te sê daar waar x 1 is, dan kan ek sê, wel, dan maal ek dit net in, en dan kry ek, x is 1, en dan kry ek my y-waarde as 6. Daar's 'n ekstra koördinaat. En dan het ons hom geteken, en dis al hoe ons dit doen. Die laaste enetjie, my eksponensiële funksie, omdat hierdie goed is alles mooi in julle opsommings, wat belangrik is om hier te weet, né? Daai minus het niks te doen met die 2 nie. As hulle wil hê, daai minus moet iets te doen hê met die 2, sal hulle dit vir jou baie duidelik maak deur om in 'n hakkie te sit. So op hierdie stadium is hy in die formaat om te sê a maal met b tot die mag x plus q. Nou wat kan ons gaan sien, hierdie plus 1 is my q, die minus 1 is my a, en my waarde vir b is die 2. Okay, so maak seker wanneer jy dit in jou calculator intik, dat jy onthou om dit in hakkies te sit. Right, daai minus het niks te doen met my x nie. Om hom te gaan teken, begin 'n mens altyd eers by my asymptoot. Ek het vir julle gesê met die golden nuggets. Onthou, hierdie ouetjie is nou my asymptoot, die vergelyking van my asymptoot is y is gelyk aan 1. En daar is 'n klomp reëls wat mens nou vir jou kan gee oor hoe om dit te teken. Vir jou eksponensieel, en soos ek sê, dit is in die opsommings, is dit die maklikste om te sê, kom ons gaan maak my x 'n minus 1, 'n 0 en 'n 1. Dit is maar die veiligste manier om dit te doen. Kom ons kyk gou. So wat ek gaan doen, ek gaan hou daarvan om my blokkie te trek. Dis maar net met die eksponensieel wat ek hierdie metode vir julle gee om te volg. Okay. So ons het my x-waarde en my y-waarde. So wat jy doen is, jy gaan maak jou x letterlik 'n minus 1. En hierdie is nou belangrik met jou hakkie. Wat jy gaan intik in jou calculator, ek soek minus hakkie 2 tot die mag minus 1 plus 1. Dit is wat jy in jou calculator intik. Right? Daai minus moet buite my hakkie wees, want hy represent uit daai minus 1 het niks te doen met daai minus nie. So jy moet hierdie ding presies so in jou calculator intik, dan kry ek my y-waarde as 'n half. Dan gaan ek op my calculator en jy sê back, daar waar x 0 is, kry ek my y-waarde ook as 0, en dan gaan sê ek back, dan maak ek, so ek verander net elke keer daai enetjie. Ek het hom nou 'n 0 gemaak, en dan maak ek hom hierbo 'n 1. Wanneer jy hom 'n 1 maak, kry ek hom 'n minus 1. Okay, so wat daai vir my sê, onthou ek het ook gesê met jou eksponensieel, begin altyd met jou asymptoot, my asymptoot loop daar. Okay, so wat jy al klaar weet, ons weet dit is moes nou y is gelyk aan 1. Wat ek al weet, oor dat daai 'n negatief is, weet ek my grafiek gaan onder my asymptoot lê. So hy gaan so lê of so lê. As dit 'n positief was, weet ek hy het bo my asymptoot gelê, een van daai twee maniere.
So ons gaan kyk gou. Hy is nou negatief, so ek weet hy gaan somewhere aan die onderkant lê. Onthou hy vat die hele onderkant. Onthou, as die x die eksponent is hy baie extravagant en dan vat hy die hele bokant of hy vat die hele onderkant. En nou gaan kyk ek, daar waar x minus 1 is, het ek gesê my y-waarde is 'n half. So dan plot jy hom. Daar waar x 0 is my y-waarde 0. Ek het daai. En dan sê ek vir jou waar x 1 is my y-waarde minus 1. Daar waar x 1 is my y-waarde minus 1. En dan het ek my kurwe gekry om hom te teken. Right. En dis min of meer, dis belangrik dat jy hom net mooi teken, dis 'n mooi kurwetjie, nou myne is nou nie volgens skil nie. Wat belangrik is, hy mag nooit aan my asymptoot raak nie, dis nie 'n reguit lyn nie, en hy moet die hele bokant of die hele onderkant vat, links en regs. 'n Algemene fout wat mense maak, is hulle teken so halwe hiperbool vir my. Dit is nie wat daai is nie. Hy moet die hele linkerkant of die hele regterkant vat. En dan het ons hom, en dis hoe ons hierdie outjies gaan doen. Alright.